Hallo julle, ons tema vir hierdie maand is vertrou voluit. Nou dit gaan oor daardie vrug van die Gees wat ons help om te weet God is goed en God is in beheer. Maar kom ons wees eerlik. Dis baie makliker gesê as gedaan. Nou julle almal ken seker vermeld die storieverteller wat op Facebook 'n klomp goeters post. En sy het onlangs 'n video gemaak waar sy haarself as twee karakters speel. Kyk hier. Hoe voel jy? Yes, weet jy, ek voel regtig nog 'n bietjie gestres. Nee, mamma, moenie stres nie. Okay. En ons lag nou daaroor, maar dis hoe ons onsself probeer oortuig en selfs hoe ons ander probeer help om bloot te sê, man, moenie stres nie. Ons almal het hierdie interne stem wat presies so klink. Ons probeer hierdie vrees wegredeneer, maar ons voel steeds daardie knop in ons maag en kry nie die knoppie om net bloot die bekommernis af te sit nie. Nou, dis presies waar Jesus praat in Matteus 6 van vers 25 tot 34. En een van die verse daar lees, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie. En dit klink amper so belaglik soos die video. Maar die Bybel is ongelooflik akkuraat hier. Die Griekse woord wat Jesus hier gebruik vir bekommernis, merimnao, beteken letterlik om 'n verdeelde verstand te hê. Nou jou verstand is soos 'n ongelooflike rekenaar met een primêre funksie, om jou veilig te hou. Nou wanneer jou brein begin probleme sien, skakel dit outomaties oor na alarmmodus. Dis waar die gevoel van 'n op en wakker wees, jou spiere span en jou lyf is gereed om te veg of te vlug. Dis jou interne sagte ware wat skree, gevaar. Die waarheid is dat hierdie alarm nie 'n knoppie is wat eenvoudig afgeskakel kan word nie. Die bekommernis is 'n diep fisiese reaksie op 'n waargenome bedreiging. Maar dan kom Jesus en hy sê, moet dit nie toelaat nie. Moenie 'n verdeelde verstand hê nie. Nou die goeie nuus wat dan in hierdie gedeelte gebeur is dat Jesus die presiese herprogrammeringskode gee om hierdie interne alarm te deaktiveer. Amper om die bekommernis te reframe. Want ons eerste reaksie wanneer daar 'n probleem is om te sê, wat as ek nie het nie of wat as ek nie kan nie, en dan begin die bekommernis opbou. Maar Jesus sê, kyk na die wilde voëls, let op hoe groei die veldlelies. Hy dwing jou om jou fokus te skuif van dit wat jy moet doen, na wat hy reeds doen. En wanneer jy doelbewus kies om God se voorsiening te erken, gebeur daar iets in jou lyf. Jou sielkundige veilige koneksie aan God word versterk. Jou brein sê, maar wag, my sekuriteit hang nie van my af nie. Hierdie rus wat ek nou vind, is die neurobiologie van voluit vertrou. En dan gebeur die ongelooflike ook. Hierdie rus is nie net vir jouself nie, dit maak jou ook 'n veiliger en rustige mens vir jou gesin en die mense rondom jou. Ek dink om voluit te vertrou is om daagliks te kies om die goddelike herprogrammering toe te pas. Dit is eintlik 'n aktiewe geestelike praktyk en dis dan die uitdaging. Wanneer ons interne alarm sal afgaan, dat ons die Jesuskode gebruik. Miskien beteken dit om elke dag 5 minute aktief te gaan kyk na die voëls, na die boom in jou eie tuin. En sê dan hardop, as God vir dit sorg, sorg hy ook voluit vir my. Dis 'n manier om jou verstand te herprogrammeer om hierdie vrug van geloof, om voluit te vertrou, daagliks uit te leef.